En ek wil begin met Johannes 3 vers 16. Ek meen dis 'n baie bekende vers. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het gekom om te red, nie om te veroordeel nie. Ek sit langs die Hindoe, so rukkie terug met die toe ons teruggekom het van die uitreik af. En dit was 'n ek ken niks van hulle. Ek weet hulle glo in verskriklik baie gode en dat hulle redelike God het vir alles. Maar ek het maar net uit die teksvers. Gelukkig ken ek die Bybel redelik goed. So ek kan net uit die Bybel uit met hom gesels. Maar waar hy sy antwoorde opgeraak het, is toe ek vir hom die volgende gevra het. Want hy glo in Jesus. Hulle het ook 'n interessante naam vir Jesus. Ek kan nie Krishna noem hulle hom. En so hulle ken hom, hulle praat van hom. Maar toe vra ek vir my volgende stelling en hier's waar sy vraag opgeraak het en waar hy vir my gesê het, nee, ek moet dalk met een van hulle priesters gaan praat. Is toe ek vir hom sê, want hulle almal glo mos daar's meer as een pad, wel baie glo daar's meer as een pad hemel toe. Nou ek wil vir jou sê daar is baie paaie Rome toe. Daarmee stry ek nou nie dat all roads lead to Rome nie. Dit kan nou net so gebeur. Maar daar's net een pad hemel toe. En ek vra vir hom die volgende vraag: as daar 'n ander pad was, as daar 'n ander manier was waardeur ons gered kan word, hoekom het hy gekom? Hoekom die kruis? Hoekom die wrede dood sterf wat hy gesterf het? Hoekom homself gee as daar 'n ander manier was hemel toe? En dit los hom met geen ander gevolgtrekking as om te sê, want daar is nie. As hy nie gekom het nie, as God nie sy seun gestuur het vir ons, en ons vier sy koms, en ons kan nie sy koms vier sonder weet hoekom hy gekom het nie, met die einddoel voor oë. Hy het altyd die einddoel voor oë gehad, tog het hy dit gedoen en gekies en sy kruis opgetel. En Jesus het gekom om ons te red, en ons geen ander naam deur wie ons gered kan word. En jy sit hierso vandag omdat ek glo jy glo dit. Jy sit op Kersfees in die kerk want jy glo dat Jesus die redder is. Maar ons 'n wêreld daar buite wat jy hoef eers ver te soek nie, van soveel mense wat dit nie weet nie. En jy weet dalk dat hy vanoggend jou redder is, maar het jy al in totaliteit om as jou Here geaanvaar? En te sê, Here, dis nie meer ek wat leef nie. Galasiërs 2 vers 20. Dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat lewe in my. Daai teksvers het ek baie gememoriseer, want ek onthou voor my heel eerste uitreik, toe sê die uitreikpastoor Frank, wat die manne ook kom bedien en die Sondag, toe hy daai tyd toe sê hy, maar hy gaan ons toets. Hy gee ons so 'n waarskuwing, hy gaan ons woordkennis toets. Hoor jy, en toe ek net tot bekering gekom. Ek het nie eens Johannes 3 vers 16 geken nie. En nou wil hierdie pastoor my woordkennis toets. So nou weet ek niks. Toe gaan Google ek die top 20 known Bible verses. En hy het onder dit geval. So het ek daai enetjie vir jou nagevors. Die tweede teksvers vanoggend is Jesaja 9 vers 5 tot 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar. Maar hoor hierdie mooi beskrywing van Jesus. En ek wil vir jou vra, wanneer jy hom nader, en wanneer jy met hom praat, wanneer jy aan hom dink, is hierdie die karaktereienskappe wat opkom by jou? Wonderbaar. Raadsman. Hy is jou raadsman. Hoeveel keer het jy in 2025 gevoel vrek? Ek is raad op. Ek weet nie meer nie. Hy is jou raadsman. Jy kan hom toe gaan vir raad. Hy is jou sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Jy kan vrede kan heers in jou lewe. Hoekom? Want hy wat vrede is, sit op die troon en heers. Net omdat daar 'n storm partykeer om ons woed. En dit voel die bootjie raak vol water. En ons partykeer uitroep, Here, Here, gee U nie omdat ons vergaan nie. Hy doen. Sien die een wat slaap in jou boot. Hoekom slaap hy in die boot? Want vrede heers by hom.
al voel dit nie altyd so nie. Maar ons weet dat dit wat om ons aangaan, hoef nie te bepaal wat in ons aangaan nie. Want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Kom in 2026 streef ons daarna, om uit 'n plek uit te leef, nie van die een wat in die wêreld is nie, maar uit die een wat in ons is. Dat hy die bepalende faktor is van ons gemoed, van ons denkes, van ons vrede, van ons vreugde, dat hy ons absolute bron raak, want ons glo hy is ons bron. Ek dink as ek moet vra vir wie hierso is Jesus sy bron, gaan almal hulle hande opsteek. Maar lewe ons vanuit daai bron uit, of is dit kopkennis vir ons? En ek vertrou regtig dat in 2026 dat daar 'n groot realiteit van ons Here Jesus Christus, wat werklik gekom het, wat kom loop het, wat sy voete vol stof geraak het, en wat nou sit aan die regterhand van God, wat dood gegaan het en opgestaan het, dat daar 'n groot realiteit by ons sal losbreek van hoe werklik hy is, en hoe wonderbaar hy is, en hoe kragtig en almagtig hy is, sodat ons uit daai plek uit kan leef. Wie is Jesus? Wie is Jesus vir jou? Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En ek het hier ingesit Filippense 2 vers 5, want soos ek sê, ons moet, as ons kyk na die geboorte van Jesus Christus, sy koms, hoekom het hy gekom? Om ons te red. En hoe het hy dit gedoen? Op die ou einde aan die kruis. Hy het nie net gekom en in weelde kom lewe as 'n koning, soos wat die Jode gedink het hy gaan, en gekom heers met 'n militêre weermag, aardse weermag, wat hy gestuur het en almal geplunder het nie. Nee, hoe het hy gekom? En hoekom wil ek hierdie vir jou lees? Want soos hy gestuur is, so is ons gestuur. En so moet ons leef. So ons moet na sy lewe kyk om te sien, hoe is hy gestuur? Ons het nou gesien dat God Jesus gestuur het, maar hoe het hy hom gestuur? Want dit is hoe ek en jy gestuur is. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword. Ek wil hê jy moet die volgende sien, gelyk te word aan 'n diensknegt en dan net daarna gelyk aan 'n mens. Wat sê dit vir ons? Mens, jy's diensknegt. Hy is koning. Ons is diensknegt. En hy het vir 'n tydperk vir ons kom wys hoe om die Here in volheid te dien. En in die gedagte gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur die gehoorsaamheid tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en wat op die aarde is en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die koning. Hy het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan, en waar is hy nou? As dit vir jou nuus is, as ek jammer, hy's nie in jou hartjie nie. Die Heilige Gees is in jou. Want hy moes weggaan, sodat hy, wat soos hy is, kan kom. Waar sit Jesus? Aan die regterhand van God, besig om vir ons te intercede, te bid vir ons. Nog steeds 'n middelaar. En hy heers. Ek wil vanoggend vir jou die volgende sê, jou God, jou Jesus heers. Daar's nie 'n situasie wat jy kan teekom, daar's nie 'n omstandighede wat voor jou kan kom, daar's nie 'n weermag wat voor jou kan kom, wat groter is as ons Here Jesus Christus nie. Sy troon wankel nie, hy gly nie, hy swik nie sy enkel nie, hy slaap nie, hy slymer nie, hy heers. Hy loop nie op en af in die troonkamer en dink, "Jesus, wat moet ek nou doen? O, vrek, daai het nou gebeur nie." Hy sit en hy heers. Mag daai vir jou 'n realiteit word dat jou Jesus heers. En wanneer jy hom nader in gebed, nader jy hom met 'n plek het van my koning, ek kom voor U en ek weet dat ek kan met danksegging en met smeking na U toe kom. En dat in U naam is alles moontlik, al is dit vir mens onmoontlik.
Hoekom is dit vir U moontlik? Want alle mag en autoriteit behoort aan U en U sit op die troon. U die finale sê. Amen. Ons koning heers. En het homself gegee. Ek het hier 'n nota vanoggend gesit, want ek kan nie Filippense lees sonder om te dink aan Abraham en Isak se storie, waar hulle in die berg opstap en Isak vra vir Abraham, maar waar is die offer? En Abraham sê vir hom, God sal die offer self voorsien, sê Abraham. En hy in sy stelling wat hy sê God sal die offer self voorsien, weet hy nog nie eintlik regtig wat hy sê nie, en hy weet ook nie eintlik hoe hierdie situasie gaan uitspeel nie. Hy weet op daai oomblik nog net dat hy sy seun moet offer, maar hy's besig om 'n profesie los te maak in die geestelike atmosfeer om te sê dat Jesus is op pad en dat God sal die offer self voorsien. En vanoggend terwyl ek mediteer op hierdie teksvers kom die volgende by my op, is daar kan nie 'n leë altaar wees nie. Of jy sterf self vir jou sonde en jy gaan hel toe, want jy's nie 'n waardige offer nie, of Jesus Christus, want God sal die offer voorsien en hy het. Daar kan nie 'n leë altaar wees nie. En dit bring dit terug by Jesus is die enigste naam. Hy is ons redder. Hy is ons koning. Daar kan nie 'n leë altaar wees, daar moet 'n offer wees. En is of ek vir myself, kan nie vir jou nie. Glo my, ek kan regtig nie. Of Jesus. En hy het gekom. Prys die Here, hy het gekom. En dit bring my dan nou by die vraag: wie sê jy is Jesus? Ek wil vir julle lees in Matteus 5 vers 15 tot 17. Matteus 16, 15 tot 17. Daar het ek hom nou met die derde keer reg. Hy sê vir hulle, Jesus, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. So om vir jou 'n bietjie konteks te gee van hierdie teksvers, is hulle in Caesarea Philippi, en om vir jou 'n bietjie historiese konteks te gee van hierdie plek waar hulle is, dit is in die voet van die Hermonberg, waar hierdie insident plaasvind, en hierdie plek was baie bekend vir afgodsaanbidding. Dit was 'n Gentile pagan plek. Dit was nie 'n plek waar Jode uitgehang het nie. Hier was 'n klomp beelde opgewees vir die Romeinse gode, onder andere ook 'n beeld vir Caesar, want hulle het geglo dat Caesar ook 'n god is, dat hy 'n godheid betree wanneer hy Caesar word, en hulle baie bekende god Pan is die Engels wat absolute chaos en seksuele immoraliteit uitbeeld. Daar's 'n standbeeld van hom ook. So wanneer jy hierdie teksvers lees, moet jy die volgende sien. Jesus wat in hierdie hulle praat van, hulle het ook die grot waar hierdie was genoem the gates to Hades, die hekke na hel toe. So nou moet jy dink, hier is wat jy moet sien. Jesus gaan staan tussen al hierdie gode en Pan en Caesar, en hy gaan staan right. Eers vra hy vir hulle. So nou sien jy al hierdie beelde in hierdie afgodstempel. En hy vra vir eers, wie sê die mense is ek? En dan vra hy vir hulle, okay, great, maar dis great dat ek weet nou wat die mense sê, maar hier is 'n beter vraag. Wie sê jy is ek? Ons 'n baie belangrike vraag. Wie sê jy is ek? En hy laat hulle in daai oomblik tussen al hierdie gode kies. So julle weet wie hierdie en hierdie en hierdie en hierdie is. Maar wie is ek? Kies jy my bo al hierdie? En daar is 'n keuse. Ons het nie noodwendig soos hulle in daai tyd verskriklike beelde en afgode nie, maar afgode lyk maar anders in ons wêreld, in ons westelike kultuur lyk afgode maar baie anders. Inteendeel, hy's baie meer versteek. En hy kry 'n bietjie meer weg. Hy kry 'n bietjie meer weg. En Pan wat seksuele immoraliteit, dis ook maar 'n afgod wat dit uitbeeld, en hy vra maar wie sê julle is ek? Wie sê jy is Jesus? Wie sê jy is Jesus? En hoekom is dit so belangrik? Want hierna sê hy vir Petrus, op hierdie rots, hy sê vir hom, U is die Seun van God, die Christus. En hy sê vir hom, op hierdie rots, sê Jesus vir Petrus, sal ek my kerk bou. Hoekom is dit so belangrik? Want jou antwoord op wie Jesus is, bepaal die krag waarin jy wandel.
Want as hy 'n ver God is, wat onbetrokke is in jou lewe, en dit is jou antwoord van wie hy is, dan gaan jy so lewe. As hy nie vir jou 'n goeie herder is, 'n pa wat vir sy kind 'n brood gee wanneer hy honger is nie, gaan jy hom nie benader as dit nie. Want jy ken hom nie as dit nie. Wanneer jy in 'n plek is van rou, en hy's die een wat ons sê blommetjies pluk, en vlekkies uitdeel, en pilots maak. Ek maak dit nou baie ligtelik, maar dis eintlik iets waar ek maak dit lig vir my eie hart, want dis iets wat my grief. Is as iemand sê die Here het 'n blommetjie kom pluk, of hy het nog 'n engel nodig gehad en toe kom haal hy iemand. Hoe benader jy hom vir troosting as hy die een is wat jou geliefde weggevat het? En dis hoekom dit my so hartseer maak. Want my Bybel sê vir my, Jesus het gekom en vir my 'n lewe in vol gegee. Die lewe en die opstanding is in hom. Nou ewe skielik is hy die een wat blommetjies pluk. Verstaan julle hoekom dit so belangrik is vir ons om 'n goeie, Bybelgefundeerde antwoord, en nie net kopkennis nie, maar in ons harte vas te maak wie Jesus Christus is. Ek staan voor 'n sieke en ek bid, en ek glo regtig dat daardie persoon gaan genees. Hoekom? Want ek het hom dit al sien doen. Menigte male. En as dit nog nie gebeur het, doen ek dit weer. En weer. Wanneer 'n persoon voor my kom wat demonies beïnvloed word, en party sommige kere, ek het nog nie die video op sosiale media gesit, ons bid nog daaroor, die heeltemal besete is, dan weet ek kan na Jesus toe gaan, want hy het mense vrygemaak. En die Bybel sê vir my, soos ek gestuur is, so stuur ek julle. So ek moet doen wat hy doen. En ek ken hom as dit. En dis hoekom dit so belangrik is om te verstaan, wie is Jesus? Wie is hierdie Jesus wat gekom het aarde toe? Wie is hy vir jou? Wie is hy vir jou? Want dit bepaal jou wandel. En ek bring dit terug na waarmee ek begin het, is om te, as hy net ons redder is, dan gaan ons so lewe. Ag Here, ek het vandag probeer, red my weer. Môre Here, ek het gesondig, red my weer. Maar as ek aanneem as my Here, staan ek elke oggend op en sê, Here, hierdie dag behoort aan U. U is my God, U is my koning, en ek fokus nie op om minder sonde te doen nie, maar ek fokus om my koning te verheerlik. Wat 'n verskil. Jy gaan verbaas wees wat 'n verskil dit in jou lewe maak, wanneer jy jou oë afhaal van ek probeer beter doen, en ek probeer 'n goeie mens wees, en ek probeer nie sondig nie, teenoor wanneer jy jou oë op die koning sit en sê, Here, dit wat ek doen wil U verheerlik. Ek wil U groot maak. My lewe moet U verteenwoordig, en dan gaan daai in elk geval gebeur. Dit kan ek jou beloof. Want jy gaan dit wil doen. Jy gaan nie jouself net weerhou van sekere goed nie, maar jy gaan jouself ingooi in kindskap van jou Vader. Amen. Maak dit vir julle sin? Fantastic. Almal nog okay? Great. Ek het vir my water gebring, maar ek dink my seentjie het hom ek het die doppie. Dis hoekom ek speel met hom. Wie is Jesus? En ek het 7, eintlik 8. Ek is stellings van Jesus het ek neergeskryf, want ek wil nie net vir jou vra wie Jesus sê, ek wil graag vir jou wys uit die Bybel uit, 'n bietjie, was baie. As jy wil weet wie is Jesus, gaan lees die boek van Johannes. Verskriklike goeie boek om te lees oor die godheid van Jesus Christus. Matteus het geskryf vir disippelskap, Markus, fantastic. Dankie, dit was nie 'n skimp nie, ek sweer, maar dankie. Markus het geskryf oor sy onderrig en sy wonderwerke. Lukas het geskryf vir die heidene, vir my en jou, want dit is wat ons is. En Johannes het geskryf absoluut gefokus op die godheid van Jesus Christus. So as jy bietjie meer wil ingaan in die wese van Jesus Christus, is Johannes 'n baie goeie boek om te lees. So meeste van hierdie, inteendeel almal, kom uit die boek van Johannes uit. En Jesus maak 'n interessante stelling op 'n stuk en hy sê, voor Abraham, ek is. Nou ek is sleg in Afrikaans.
En daai klink vir my baie interessante stelling, want daai soos nie so sleg dat ek nie agterkom dat iets is vreemd daar nie. Soos daai paragrafies wat hulle gegee het in Afrikaanse vraestelle, soek die foute, dan sal soos en dan die ergste is nie vir jou gesê het hoeveel daar is, so ek weet nie of ek nog moet soek hier. Want ek het nie gekry nie. Ek lees oor daai goed. As jy 'n spelfout ooit op sosiale media kry, dan het my vrou dit nie geproef lees nie. Sy is die taalkundige tussen ons. Maar toe ek daai stelling lees, toe weet ek iets is verkeerd hierso. Voor Abraham ek is. Hoekom sê Jesus dit? Ons gaan nou na 'n paar ek is stellings kyk. Maar hy verwys na Eksodus, die brandende bos, waar Abraham gevra het, wie gaan ek sê het my gestuur? En God sê uit die bos uit, sê dat ek is. Het jy gesê, ek is dat ek is. I am. En Jesus koppel homself dadelik daaraan, hy sê, ek is. So daar is jou eerste een. Ek is God. Onafhanklik van enige iets. Ek het niks nodig om my te onderhou nie. Inteendeel, ek onderhou alles. Ek is die alwetende. Alles vind hulle oorsprong uit my uit. I am the Almighty. Dis wat hy daar sê. Ek kry hoendervleis terwyl ek dit sê. Dit is vir my amazing om te dink aan die grootheid van God. Ek wil die uitdaag in 2026, spandeer bietjie meer tyd daaraan. Is om partykeer, ons is in 'n ratreis partykeer, en dit is regtig, soos veral in ons westerse kultuur, en ons hardloop van die een ding na die volgende ding toe, en ons het baie versoeke voor die Here, en dit is goed, bring jou versoeke voor die Here. Maar ek wil jou uitdaag om regtig tyd te maak in 2026, om te sit en net te mediteer op wie hy is. Vas te maak. Of moet jy dit neerskryf? Ek weet ek moet goed neerskryf. Jy weet as die juffrou vir jou gesê het, skryf hierdie neer op die bord, en dan dink jy, nee, ek sal dit onthou. Nooit onthou nie. Skryf dit neer, sodat jy kan vasmaak, wie is Jesus? Die eerste stelling wat hy maak in Johannes 6, die brood van die lewe. Hy is die enigste een wat ons kan vervul en lewe gee. En dit verwys na Eksodus toe weer eens met die manna. Manna was 'n voorskouing van die brood van die lewe wat sou kom. Hy is die enigste een wat jou kan sustain en vervul. Ek het dit nou al 'n paar keer hier gesê, maar dit is regtig vir my 'n baie mooi stelling. Ek dink C.S. Lewis wat gesê het, as ek deur hierdie lewe loop en niks bevredig my nie, kan ek tot geen ander gevolgtrekking kom, is dat ek nooit gemaak was vir hierdie leeftyd in die eerste plek nie. En hoe waar is dit nie? Ons is maar vir 'n tydperkie so. Eendag om in totaliteit vervul te wees in hom, maar jy kan daai nou al beleef. Ewigheid is nie net 'n eendag ding nie. Ons dink baie keer dat die ewige lewe is ver eendag af, we gaan eendag daar kom. Wat is die ewige lewe? Julle wat nou al lank in die kerk is, gaan nou weet waarna toe ek gaan met hierdie. Wat is die ewige lewe? Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, om Jesus te ken. Dit is om hom te ken. Dit is om hom te eet. Ek het hierdie stelling, Wayne Grudem het so stelling gemaak, to eat is to believe. To eat is to believe. Wat beteken dit? Dit is om die woord te lees en dit te eet en dit deel te maak van jou wese. Nie net vir die bordkos te kyk nie. Jy kan skrifte ken en dit kan geen effekie op jou nie. Ons baie ongelowiges wat hulle Bybel baie goed ken. Maar is om te kyk na die skrif, dit te vat, dit in te neem, toe te laat dat elke selletjie van jou liggaam infiltreer, jou denke ingaan, soos wat kos verteer word in jou liggaam en deel word in jou nourish, die brood van die lewe, dis wat hy wil wees. En dit is wie hy is. Die lig van die wêreld. Wat gebeur as jy lig aansit in 'n donker vertrek? Jy kan sien. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het gekom om vir ons 'n lig te wees, om vir ons die pad aan te wys, ons hoop te wees, maar ook om vir ons uit te wys. En hier is baie belangrik, want ek dink hierdie is 'n deel wat verlore gegaan het in kerkie laaste ruk. Hy is die lig om ons sonde ook vir ons uit te wys, sodat ons dit kan neerlê en daai takkies wat vrug steel af te sny. En dis nie om te veroordeel nie, maar sonde, nou het ek sukkel om 'n Afrikaanse woord te kry, maak groei onmoontlik. Dit maak dat groei nie kan plaasvind nie.
So sy lig wat gekom het is om dit ook vir ons uit te wys. Dus waar is ons besig om te fouteer? Anders weet ons nie. En as ek my skrif sê, as dit jou gewete pla, moet dit nie doen nie. Want dan is dit sonde vir jou. Amen. Hy wil hierdie goed, hy wil waarheid vir ons openbaar. Die lig het gekom sodat hy die waarheid vir ons kan uitwys. Die Bybel gaan vir jou altyd baie confusing wees as jy dit nie lees saam met die een wat dit geskryf het nie. Jy geweet dis die enigste boek, tensy jy regtig 'n skrywer ken, die enigste boek wat jy kan lees met die skrywer altyd, kom ek maak daai stelling, né? Altyd by jou. En jy kan hom vra daaroor. Weet jy wat het ek agtergekom is die geheim van Bybel lees? Vra. Vra die regte vrae. En jy sal moenie net lees en dit aanvaar nie. Vra. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy op iets gaan afkom wat jou weg van die Here af gaan lei nie. Vra intimideer hom nie. Dit lei jou inteendeel, dit lei jou nader aan hom. En ek wil regtig sommer van die geleentheid gebruik maak om dit ook te adverteer. Woordskool begin die eerste week in Februarie. Ons sal nog die datum vasmaak en op ons webtuiste sit. Wat gaan ons doen in woordskool? Ons gaan van Genesis dwars deur die Bybel gaan, so lank so wat ons dit vat, hoofstuk vir hoofstuk, en ek gaan jou leer hoe om die Bybel te lees en te verstaan en kyk na al die moeilike vrae. Ons nou klaar Openbaring gedoen. So ons sal een boek aan ons aan die einde begin en nou gaan ons Genesis. Die deur van die skape. Hy is die enigste ingangpunt na redding. En wanneer jy dink aan 'n herder, as jy dink prakties oor hierdie goed. Die herder het in daai tyd het hulle nie 'n deur gehad in die krale nie. So die herder het in die deur gaan sit in die aand sodat die wilde diere deur hom moes gaan om by sy skape uit te kom. En wat doen Jesus? Hy is ons beskerming en hy sit sy eie lewe tussen ons en die gevaar sodat ons gered kan word. En hy het sy eie lewe gegee. En dit het sy lewe gekos vir ons redding, maar hy het opgestaan. Baie belangrik, ons kan nie praat oor sy dood sonder sy opstanding nie. Anders is ons foolish. The most foolish of them all, sê Paulus. En ons is nie. Ons koning heers. Psalm 118 vers 20. Dit is die poort van die Here. Regverdiges mag daardeur inkom. Jesus Christus is ons poort. En hoe bekom ons regverdigheid? Deur Jesus Christus alleen. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Jesus Christus. Dan Johannes 10, die goeie herder. Hy is vir ons 'n goeie herder, die vervulling van Psalm 23 wat almal redelik ook mag, die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie. Wat 'n stelling. Glo jy dit? As jy Psalm 23 lees en dit sê die Here is my herder en ek sal niks ontbreek nie. Glo ons dit? Ek dink jy ons doen altyd. Ek dink eers ek glo dit altyd nie. Want dit voel nie altyd so nie en dit is waar ons probleem inkom. Ons maak te veel staat op ons gevoelens en nie op wat die lig vir ons aandui die waarheid is nie. In hom is ek 'n kind in sy huis en ek sal niks ontbreek nie. Ek sal nie tekort kom nie. Amen. Dit is ook 'n sterk verwysing. Esegiel 34 praat ook van hoe God sy skape Israel wil herder, hoe hulle oorgegee is aan valse herders of hulle gevolg het in afgoderry uit en hoe hy hulle sal terugbring en 'n goeie herder vir hulle wees. So Jesus is weer eens hier om ook te verwys na sy Godheid, want hy gee 'n eienskap en 'n funksie en 'n werk aan hom toe wat God aan hom self gesit het. Ek sal vir julle 'n herder wees. En hier kom Jesus en sê, "It is I am." Ek is daai goeie herder. Hy is die opstanding en die lewe. Ewige lewe is net in hom. Hy is nie net een wat dit veroorsaak. Hy gee nie net lewe nie. Ek wil hê jy moet hierdie hoor. Hy gee nie net lewe nie. Hy is die bron van lewe. En dis hoekom dit so belangrik is om in hom ingeënt te wees. Om in hom te wees. En dit bring ons by die laaste een wat sê die ware wynstok. Johannes 15 vers 1. Israel was altyd vergelyk met 'n wynstok. En Israel het God gefaal.
Ek gaan lees die Ou Testament, dit eindig nie so goed nie. Hoekom? Oor God nie die mas kon opkom nie? Hulle was ongehoorsaam. Hulle was ongehoorsaam. En toe kom God en hy gee vir ons die ware wynstok. Homself. Sodat ons in hom ingeënt kan wees, sodat ons lewe kan hê, sodat ons vrug kan dra. En dit bring my by die vorige stelling wat ek ook gemaak het, is ons moenie fokus op soos vrug dra, soos vrug uitdruk, totdat jy nou elke liewe vrug het nie. Nee, wat doen jy? Jy fokus op hom wat die vrug voortbring. En 'n boom dra die vrug wat hy is. Jy gaan nie 'n appel op 'n peerboom kry nie. Dis hoekom dit so belangrik is. Anders is dit nie 'n peerboom nie. Ek kan nie onthou wat ek gesê het nie. As dit nie, jy gaan nie 'n appel op 'n peerboom kry nie, okay? Anders is dit nie daai boom nie. Die vrug gee weg wat se boom dit is. Altyd. En glo my, ek ken vrugte, ek ken nie die bome nie. Baie sleg. Ek ken 'n bloekomboom. En 'n olyfboom. Dis dit. Maar ek ken vrugte. En as 'n boom vrug gooi, gaan ek vir jou kan sê wat se boom dit is. En dis hoe dit is met ons ook. En dis hoekom dit so belangrik is om in hom ingeënt te wees, sodat ons kan vrug dra. Anders lyk ons soos wat ons lyk soos mense. Hoe weet jy wanneer iemand 'n kind van God is? Sy vrug. En aan hoe hy mekaar liefhet. Baie so belangrik, baie belangrik in die liggaam van Christus. Ons teksvers wat sê moet nooit ophou om goed te doen nie, maar veral aan die huisgenote van God. Veral aan die huisgenote van God. Ons word geroep om mekaar lief te hê, vrek lief te hê. Want ons eenheid getuig van ons God. En die perfekte eenheid wat in hom is. So die stellings is, die brood van die lewe, die lig van die wêreld, die deur van die skape, die goeie herder, die opstanding en die lewe, die weg en die waarheid en die lewe, en die ware wynstok. Jesus, ek het hierin geskiep, die weg, die waarheid en die lewe. Hy alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is nie 'n ander pad nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Here, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Bid Jesus voor die kruis. En dan sê hy, maar Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En dit was sy wil. Dat Jesus gekom het, gesterf het, opgestaan het en heers, sodat ek en jy kan versoening hê. Sodat ons hom kan ken, ewige lewe hê. En dan sê hy vir ons, gaan en maak disippels van alle nasies. Ek wil vir jou sê, daai is 'n opdrag nie net gegee aan mense in voltydse bediening nie. Daai is 'n opdrag gegee. As jy jouself 'n disipel van Jesus Christus noem, is dit 'n opdrag aan jou. Om disippels te maak. En dit is nie altyd baie nie. Dis partykeer een persoon by wie jy inkoop, incheck, disipel in daai persoon se lewe. As jy sit en sê, Drieко, ek weet nog steeds nie wat my roeping en my doel op aarde is nie, wil ek vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus. Jou roeping in 2026 en die jare daarna, gaan en maak disippels. Want Jesus stuur jou soos wat hy gestuur is. Hy bemagtig jou nie net met kennis nie, nie net met sy woord nie, maar ook met homself. Die Heilige Gees, wat hy gestuur het, om in jou te woon, om jou te vorm, te lei, te bekragtig, en alles te doen, en selfs nog meer, wat ons hom sien doen het. So dis nou 'n paar wat ek uit die Bybel uitgelees het. My uitnodiging aan jou is. Ek sê altyd uitnodiging, want as iemand gewoonlik, en ek het dit nog gesê, as iemand van vooraf gewoonlik vir my sê, ek challenge jou, dan ek doen nie so goed, iets in daai stelling is net vir my so 'n bietjie, voel iets staan so op in my, moenie my challenge nie. So ek sê vir jou, ek nooi jou uit. Ek nooi jou uit, om in hierdie week, dis 'n week, laaste week van 2025, begin lê die fondasie vir 2026, vir wie sê jy is Jesus Christus? En maak dit vas. Sodat wanneer jy in 2026 ingaan,
en iemand vra vir jou, wie is hierdie Jesus? Bybel sê, wees gereed om antwoord te gee vir die hoop wat in jou is. As iemand vir jou vra, wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie hoop wat in jou is? Begin gooi hom so. So pak kaarte, pick up 52. Gooi hy vir hom. Want jy ken jou Jesus. Jou krag lê daarin om hom te ken. Wanneer ek Bybel lees, is my vraag altyd na elke hoofstuk, Here, wat het ek van U geleer in hierdie hoofstuk? Wat het ek van U gesien? Van U karakter gesien? Dis vir my so mooi, ek lees vanoggend Psalm 145, een van my gunsteling psalms, wat, ek sê dit nogal vir baie teksverse, die Bybel is my gunsteling, okay? My gunsteling, is waar het sê dat hy is stadig om kwaad te word, en ryk in liefde. Maar hy is stadig om kwaad te word, hy is genadig, barmhartig, stadig om kwaad te word, en ryk in liefde. Hoekom is dit vir my so 'n merkwaardige stelling? Want hier is in die Ou Testament. En ek dink wanneer ons die Ou Testament lees, is dit nie die karaktereienskap wat eerste uitspring na ons toe van God nie. 'n Geregtige God wat sonde met die dood gestraf het. Dit nie hy het nie sonde ongestraft gelaat nie. En tog skryf hierdie skrywer, hy's genadig. Hoekom? Want hy het hom geken. Hy het hom geken. En hoe genadig is hy nie? Want hy het iemand doodgegaan vir ons sonde. Jesus. Ons sonde word ook nie ongestraft gelaat nie. Maar kan nie 'n leeroffer wees nie. En Jesus het gekom, sodat ek en jy kan leef. Dat hy kan wees nou. In wie se beeld is jy gemaak? God se. Gee aan keiser wat keiser se is. Hoekom? As gevolg van die beeldjie op die muntstuk van die keiser. Gee aan God wat aan God behoort. Wie se beeld is op jou? Wie se siel is op jou? As jy hom aangeneem het, is jy syne. En dan is jy jou koning. En ek wil jou uitnooi om te lewe as 'n koningskind in die jaar van 2026. Moenie lewe soos die... Nee, dis eintlik nie deel van die preek, maar ek voel tog om dit te deel. Ons ken die storie van die verlore seun. Weggehardloop het, sy erfdeel gemors het. Wanneer kry jy 'n erfdeel? Wanneer jou ouers doodgaan. So eintlik het hy vir sy pa gesê, ek wens jy is dood. Gee my geld vir my. Kry die geld, gaan mors dit, kom terug, en sy pa sê, en sy pa maak vir hom 'n vetgemaakte kalf, en hulle vier fees, want die verlore seun is terug. Maar die storie rondom die broer wat gebly het, is wat vir my so hartseer is. Want hy sê vir sy pa, ek het nog altyd goed gedoen, en pa, ek was nog altyd in die huis, ek het nog nooit 'n voet buite die lyn getrap waar ek moet nie. En die pa se antwoord is vir my seun, weet jy nie dat jy's nog altyd in die huis? Weet jy nie dat nog altyd dit wat myne is joune nie? En ons lewe partykeer so. Ons ken Jesus, ons lewe as kinders van God, maar ons besef nie dat ons 'n kind in die huis is, en alles wat syne is nog altyd joune nie. Amen. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. Koning Jesus. Koning Jesus. Here, U is ons koning. U heers, U is almagtig, alomteenwoordig en alwetend. U is soewerein. Here, U is vir ons 'n veilige toevlug, 'n vaste rots. U is ons skuld, U is ons vrede, U is ons vreugde, U is ons lewe. Here, U is ons brood van lewe, U is ons bron. U is ons wynstok. Jesus, Jesus, Jesus. Here, dankie. Dankie dat U mens geword het vir 'n tyd. U skepping betree het vir ons. For the joy that was set before you. Dit was ons, Here. Ons was die vreugde. Here, U is nie net gestuur nie.
U het van self gekom. U het Uself gegee. U is nie gestuur nie, maar gegee. U het Uself vir ons gegee, Here, mag ons dit nooit vergeet nie, Here. U het Uself gegee. Jesus, Jesus, Jesus. Skepper van die heel, word verheerlik in hierdie oggend. Here, ons vertrou op U. U is die enigste onveranderlike, Here. U is dieselfde vandag, gister en vir altyd. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En U is betroubaar, Here. Nog nooit het U teleurgestel, Here, en die skrif is vol van beloftes en profeseë wat U vervul het, tot in totaliteit. Ons het 'n baie dik boek, vol van getuienisse van U getrouheid. Ons het geen rede om te twyfel daarin, Here. U is goed en getrou. En dankie dat U goed en getrou vir ons is, Here. Nie net vir ander mense nie, maar vir ons. Here, ek seën elke persoon nie, hou hulle veilig, Here. Stuur U engele, soos wat U sê in die skrif, aangaande die wat U liefhet. Stuur hulle, Here. Trek 'n leer om hulle, hou hulle veilig, geef hulle rus, geef hulle vrede. Here, en mag ons verkoop wees vir 2026, sodat ons voluit kan hardloop vir U. Die wedloop vir U. Met ons Vader. Terwyl ek dit sê, sien ek, as jy leer hardloop, as kleintjies, dan staan mamma en pappa ons al op die punt met hulle armpies so oop, en wanneer die kinders toe hardloop, en hulle kyk net vir mamma en pappa. Here, dankie dat ons op U kan fokus met die oop arms, Here, en net hardloop na U toe, Here. Ons Pa met sy oop arms. Ons het U lief, Here. Amen.